Here, wat is dit? Wat U van my wil hê? So ons het vandag 'n bietjie gesels oor, wat is dit wat die Here van my wil hê? En vanoggend gaan ons 'n bietjie verder, en vanoggend is ons so, vanoggend se tema, ons strek so 2 of 3 weke, afhangend van ons tydlyn, en hoe hy uithardloop, ek sê nie meer daaroor nie. So vanoggend gesels ons 'n bietjie oor lou warm. So ons almal ken daai teksgedeelte in Openbaring, daai verskriklike, daai skrikwekkende, vreesaanjaende gedeelte in Openbaring wat sê, was jy tog koud, of was jy tog warm, en nou dat jy lou is, sal ek jou in my mond spuug. Dit gee vir my, dit doen iets, om te dink, jy staan voor die Here en hy sê vir jou, gaan weg. Verbeel vir jou, die Here sê vir jou, ek spieg jou uit. Ek verwerp jou. Want dit is eintlik wat hy sê, ek verwerp jou. Wanneer die Here sê, ek sal uit my mond spieg, sê hy vir jou, ek sal jou verwerp. Hoe verskriklik is dit, om te dink, die Here sal my verwerp as ek lou is. So vanoggend wil ek ons 'n bietjie gesels daaroor. So ons weet die woord sê, in Openbaring, en ons moet kyk by die skrif, hy sê, was jy tog koud, was jy tog warm, maar nadat jy lou is, dan spieg ek jou uit. En vanoggend wil ek 'n bietjie verder gaan. Hoe weet ek is lou? Hoe weet ek is lou? Is ek lou? Is ek dalk lou warm? Hoe moet ek weet? Het jy al die vraag gevra, Here, U sê ek moet nie lou wees nie, maar hoe weet ek is nie lou nie? Hoe weet ek is nie lou nie? Hoe lyk iemand wat lou is? Hoe lyk iemand wat lou warm is? En vanoggend wil ek ons 'n bietjie gesels oor dit. Hoe lyk iemand wat lou warm is? Here, is ek dalk lou warm? Is ek dalk lou warm? En vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor dit. Maar heel eers kom ons kyk wat sê daai teksvers van Openbaring. Goed, Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, en hierso is dit, Paulus skryf die Openbaring skrif, hierso gee hy 'n woord aan die kerk van Laodicea, wat van die Here afkom, en hy sê vir die kerk van Laodicea, sê hy die volgende, ons hoofletter E, dis aan die Here wat hier in die woord is, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm. Was jy nog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Maar hy begin met, ek ken jou werke. Ek ken jou werke. Wat hy by die kerk sê is die volgende. Eintlik, wanneer hy by die kerk sê, ken jou werke, sê hy die kerk die volgende. Julle lyk of julle alles reg doen. Julle gee baie voor. En julle maak groot lawaai. En julle praat baie. Maar ek ken jou diepste. Ek sien wat werklik in jou hart aangaan. En ek kan sien dat jy nie koud is nie. Maar ek kan ook sien dat jy nie warm is nie. Jy is lou. En omdat jy lou is, spieg ek jou uit. Dis wat hy sê. Hy sê, ek ken jou werke. Jy gee baie voor. Jy praat baie. Jy doen baie. En jy kan ook mense raad voor die oor draai. Maar vir my wat God is. Vir my wat jou deur en deur ken. Vir my wat jou hart sien. Ek kan sien wat werklik aangaan. Ek kan sien wat mense nie sien. Ek kan sien dat jy nie lou is. Dis wat die Here vir die kerk van Laodicea sê. En so vir my in jou lewe, ken die Here vir my en vir jou, deur en deur. En ons kan baie dinge voorgee, ons kan baie dinge sê, ons kan baie dinge doen.
Maar verstaan volgens een ding baie mooi, die masker wat ons voor mense dra, is 'n masker waarby God heeltemal verby kyk. Dit wat ons by mense voorgee, God ken die waarheid. Ons kan selfs onsself oortuig, maar ons kan nie vir God 'n rad voor die oë dra nie. Ons kan nie voorgee voor God nie. Maar kom ons gesels ons 'n bietjie oor hierdie hele verduideliking die lou en die warm. Hoekom gebruik hy warm, koud en lou? Nou kom ons gesels ons 'n bietjie oor die agtergrond. Julle weet geen gewoonlik iets so 'n bietjie van die agtergrond. Kom ons gesels oor vir 'n daaroor. Julle weet ek het al vir julle gesê as jy 'n teksvers gaan lees, kyk 'n bietjie of jy kan gaan oplees oor die agtergrond, oor die konteks, oor die kultuur van die dag, die gebruik. Nou kyk 'n bietjie of jy by dit kan uitkom. Dit kan baie keer vir jou baie oulike en baie goeie insig gee. So kom ons gesels 'n bietjie oor die agtergrond van Laodicea. Laodicea was 'n stad in Klein-Asië. Vandag beter bekend as die stad van Turkye. En Laodicea was 'n baie ryk stad. Dit is 'n baie ryk stad. Die stad van Laodicea is 'n baie ryk stad. Hierso praat hulle die kerk in Laodicea. So hierdie stad was ryk, die eerste plek, want hulle het 'n fantastiese bankwese gehad, 'n bankindustrie gehad. Dit het hulle ongelooflik finansiëel wel afgemaak. Hierdie stad was ekonomies baie sterk. Hulle het 'n mediese skool gehad, of 'n mediese skool gehad, wat 'n oogsalf vervaardig het, wat hulle uitgevoer het na heinde en verre, en dit het vir hulle 'n fantastiese ekonomies was dit vir hulle fantasties geweest. En dan het hulle ook 'n baie hoë kwaliteit swart wol vervaardig, wat gebruik was in die tekstielindustrie van die dag, en ook dit het hulle uitgevoer. So Laodicea was werklik 'n ekonomiese sterk stad. So as jy nou dink aan Laodicea, kan jy dink aan hedendaagse, ek dink die beste vergelyking wat ek miskien kan tref is Laodicea in daai tyd was soos die UAE vandag, of die Emirate, Verenigde Emirate vandag. Dis ekonomies baie sterk en is baie ver voor. So Laodicea was hierdie stad wat almal het gedink, yes, as jy praat van Laodicea, almal het geweet van Laodicea. Maar hierdie stad het een baie groot probleem gehad. Hulle water het hulle gekry van 2 bronne af. Die een bron waar hulle gekry het vir een stad is dus verskriklike vreeslike groot vloedwoorde wat my op die stad ontglip. Maar dan kom daarop neer. Hulle water het van 2 bronne afgekom, van 2 verskillende streke afgekom. Die een streek was 'n warmwaterbron en die ander streek was 'n gewone koue vars waterbron. So waar die water op mekaar gekom het, het hierdie 2 bronne, het dit sê maar via kanale of hoe dit ook al sê, het hierdie water wat mekaar gekom het van hierdie 2 verskillende streke deur 'n kanaal gegaan, en die tyd wat hierdie water uiteindelik vir Laodicea bereik het, was hierdie water in die eerste plek, dit het 'n geelerige kleur gehad, 'n fynere kleur gehad, want daar was minerale tekens of afvalminerale, mineraalstowwe in die water gewees, en ook was die water lou gewees. So dit was nie vars water nie, dit was nie skoon water nie. Nou, vandag het ons watersuiweringsaanlegte, of suiweringsaanlegte wil ek dit noem. Vandag beskik ons oor dit. In die Bybelse tyd het hulle nie daardie eksakt gehad nie. So soos vir die water by jou uitkom, so jy maar die water gebruik. As jy nou regtig oulik en slim is, het jy die water 'n bietjie gekook, maar dit het nie altyd alles uitgekook nie. So teen die tyd dat die water by Laodicea uitgekom het, was die water nie vars nie, dit was lauwarm, en jy weet tog self, koffie is nie lekker as dit lou is nie. Koeldrank is nie lekker as dit lou is nie. Koeldrank soek jy koud, koffie soek jy warm. Maar nie een van die 2 is lou nie. So, as jy water drink, kamertemperatuur, meeste mense, veral in die somer, nou ek persoonlik kies die kamertemperatuur water in die somer nie, yswater in die somer, veral in die Noord-Kaap somers, ons soek koue water
soek nie 'n ding lou nie. As jy kos eet, is jou kos koud of dis warm, maar dis nie lou. Lou is grillerig. Lou was, as ons dink aan lou, ons wil nie 'n ding lou hê. Ons soek 'n ding warm, of ons soek 'n ding koud. Sal met mense. Jy wil weet waar jy met mense staan. Dis dit nie. Ek wil weet waar met iemand staan. Is ons okay met mekaar of is ons nie okay met mekaar nie, maar daar's nie 'n middelweg. So jy wil weet waar jy met mense staan. So, jy is aan my kant of jy is nie aan my kant, die mense een voet in en een voet uit. Net so ook is dit met God. Die Here wil weet waar hy met jou staan. God wil weet waar hy met jou staan. Wanneer dit kom by die dinge van die Here, en eintlik met enigiets in die lewe, jy is in of jy is uit. Maar jy is nie een voet in en een voet uit. Wanneer jy vir 'n werk aansoek doen, is jy of in, of jy is uit, of jy bedank en jy is uit. Maar jy is nie in en uit. Jy staan nie met die een voet in en die ander voet uit, en jy is dieselfde met die dinge van die Here. Jy is in of jy is uit. Jy is vir God of jy is teen vir God. Jy is vir die dinge van die Here of jy is vir die dinge van die wêreld. Maar jy kan nie met een voet in en die ander voet uit staan nie. Die Here wil weet waar hy met jou staan. Met God is dit 'n kwessie van jou alles of niks. Die Here soek nie 'n halfhartige Christen. Die Here soek nie iemand wat nie seker is waar hy wil wees. Die Here wil nie iemand hê wat self nie weet of hy die Here wil dien of nie. Jy dien die Here of jy dien nie die Here. Jy lewe volkome kompleet vir die Here of jy los dit geheel aan. Dis vir die Here vir my en jou vandag. Trouwens, die Here gaan so ver en hy sê, as jy tog net koud of warm was, en nou jy lou is, dan spiegel ek jou uit. As jy net kan besluit waar jy wil wees, is jy vir my of is jy teen my? Maar nou dat jy een voet in en een voet uitstaan, nou verwag ek jou. Ek stel nie belang nie. Dis vir die Here vir ons. En is harde woorde om te dink, as ek lou is, stel God nie my belang. Maar verwag nie. Die Here soek jou alles. So hoe weet ek, en nou sit ons op 'n punt, waar ons wonder, is ek lou? Is ek warm, is ek koud, is ek lou? Dit roer so iets in jou, want Here, ek wil nie lou wees nie. Hoe weet ek of ek lou is? Hoe weet ek of ek lou is? En dis waaroor ons vanoggend 'n bietjie gaan gesels, maar ek wil eers hê jy brein met so 'n bietjie werk. Julle weet ek het daaroor. Goed. Wie kan vir my sê, hoe lyk 'n lou Christen? Kom ons kyk eers, kom ek dit eers bietjie julle, kom dit julle eers bietjie. Hoe lyk iemand wat lou is? Wat sou jy sê is 'n teken van iemand wat lou warm is? Sê weer? Okay, die energie nie. Alright. Okay, maar geestelik. En in die geestelike sin. Kom ons. Okay. Goed, is dit vir die dinge van die wêreld, Renal? Jou woorde sê dit van jou dade sê. Goed, well done. Nog iets. Ek het so 6 punte wat ek volgende mee gaan werk. Nog iemand? Okay, soos daai wat die Here sê, baie sal in die laaste dae my sê, Here, in U naam het ek dit gedoen, maar ek gaan vir sê van weg, maar ek het julle geken nie. So jy hoor dit nou daar wat ooreenkom. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. En julle sal dalk verbaas wees deur van die goed wat ons volgende gaan spreek. Nommer 1. Jy is tevrede en vergenoegd sonder die Here. En dit klink nou, ook maar in daai opsig is ek fyn. In daai geval is ek alright. Wat ek reg maak nie, ek is fyn. Wat bedoel ons sonder die Here? Hier bedoel ek die volgende.
is tevrede daarmee om baie lank te gaan sonder om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Ek bely die Here met my mond, maar ek is tevrede om 'n lewe te leef waarin aanbidding en gebed en skriflesing aanwesig is. Ek bely die Here, ek sê ek is 'n kind van die Here, maar ek is okay daarmee om nie in gesprek te staan met God nie. Dit pla my nie. 'n gebedlose lewe pla my nie. Ek lei 'n gebedlose lewe. En nou vra jy vir my, hoe is dit moontlik? Believe you me, dis moontlik. Ek is okay daarmee en dit pla my nie as ek nie tyd in God se woord spandeer nie. Ek is okay daarmee en dit pla my nie as ek nie aanbid nie. Ek is okay daarmee en dit pla my nie geensins om nie in die huis van die Here te kom nie. Ek is okay daarmee. En hiermee sê ek nie die kerk gaan jou red nie. Wat ek wel sê is die woord sê moenie die oorwinning bijeenkomste misloop nie. Goed. So die oomblik as jy okay is met afwesigheid van hierdie dinge in jou lewe, is dit dan beteken dat jy nou is. 'n Christen wat warm is, kom ons kom weg van die term Christen. Want 'n Christen en 'n kind van God is nie noodwendig dieselfde ding. Kom ons gebruik die term kind van God. In die sin van, of in die definisie, 'n kind van God is iemand wat naby wandel met die Here, 'n intieme verhouding het met die Here, wat die Here ken. As jy 'n kind van God is, kan jy nie 'n dag gaan sonder om tyd in die teenwoordigheid van God te spandeer nie. As jy 'n kind van die Here is wat warm is, dan kan jy nie 'n dag gaan sonder om nie met die Here te praat nie. Dis soos wat in 'n verhouding is. Jy kan nie 'n dag gaan sonder om met die ander persoon te praat nie. As ek en my man, miskien iewers heen gaan, of hy gaan iewers heen, daar is konstante kommunikasie die hele tyd. Daar is konstante kommunikasie. Want dit moet daar wees. As dit nie daar is nie, dan is daar leemte. Die oomblik as jy nie 'n leemte in jou lewe ervaar, wanneer daar nie kommunikasie is tussen jou en God nie. Die oomblik as jy nie 'n leemte ervaar en dit jou nie pla, wanneer jy nie tyd spandeer in die woord van God nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Die oomblik wanneer dit jou nie pla, wanneer jy nie in die teenwoordigheid van God is en kom en die moeite doen om stilte tyd saam met die Here weer te bring nie, dan is jy op 'n gevaarlike plek. Psalm 1 vers 1-3 som het my so mooi op. Hy sê, en dis 'n baie bekende gedeelte. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, dan gaan hy verder. Maar sy behaag is in die wet. Wet, vertaal ons, is die woord van God. Die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Daai wet verwys na die woord van God. Daai wet verwys na die wil van God. Daai wet verwys na ons algehele gesag. Hy sê welgeluksalig is die man, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrug gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy so voorspoedigheid. So my punt nommer 1 wil ek jou vanoggend vra, hoe lyk jou stilte? Hoeveel tyd spandeer jy in die teenwoordigheid van God? Hoeveel tyd spandeer jy net jy en God in aanbidding? Hoeveel tyd spandeer jy in die woord van God? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Dit moet 'n normale deel moet wees van 'n kind van God se lewe. En as jy goed afwesig is en dit pla jou nie, is jy dalk nou. Is dit dalk die eerste teken dat daar iets is waarna jy moet kyk. Goed. Punt nommer 2. Jy ignoreer Bybelse lering en tug. Nou ons het al menige kere gesê, die woord van God is ons algehele gesag. My en jou algehele gesag
is die woord van God. Die woord van God is heilig, geïnspireer deur die Heilige Gees, geskryf deur godsmanne oor die jare heen, onder leiding van die Heilige Gees, en daarom is dit vandag vir my en jou algehele gesag. Die woord van God is daar om ons te leer en te lei in die waarheid en ons te hou op die regte pad. Die woord van God is die GPS vir jou lewe. Jou lewe lê onbekend voor jou. God se woord is die GPS wat jou lei op daardie pad. Daardie GPS is ook daar om vir jou lering te gee, maar ook goddelike tug. En as ons praat van goddelike tug, is ook die woord van God se werk vir jou te sê, jy is besig om droog. Dit waarmee jy besig is nie van hier. Hoeveel keer het jy al die woord gelees, en jy voel effens, jy voel aangekla. Nie aangekla in die lelike sin of die negatiewe sin nie, maar aangekla in die sin van, wow, ek is skuldig. Ek is skuldig hieraan. Ek is jammer, ek is skuldig hier. Wie van julle dit al ervaar? Wanneer ek die woord van God lees, dan voel ek, wow, Here, ek is skuldig, ek is jammer. Want dan kom ek sê vanoggend vir jou, as jy hier so sit, kom ons sê, kom ons begin nou. Wie van julle dit al ervaar? Nou, ander? Dankie toch. Okay. Dis goeie nuus, want as jy vir my sê, jy het dit nog nooit ervaar, dan sal moeilikheid. Want Romeine 3:23 sê, dat elkeen het gesondig, niemand het deel aan die koninkryk van God nie. Nie een van ons is perfek nie. As jy nie daai woord van God optel, en wanneer jy hom lees, bewus raak van jou tekortkominge nie, dan sal vat. Wanneer jy daai woord van God optel en besef, ek is 100%, ek is okay, ek is perfek, dan het jy 'n probleem. Die oomblik wanneer jy die woord van God optel, die woord van God lees en hy transformeer jou nie, dan sal vat. Die woord van God is daar om my en jou te transformeer en ons te lei in lewe van heiligmaking. Dis daar waar ons lewens om te draai, sodat ons lewens al meer en meer lyk en al meer en meer begin vorm na die woord en die wil van God. Dit is die doel van God se woord. So as jy die woord van God kan lees en dit verander nie jou lewe nie, dan sal God. As jy in die woord van God werk en jy voel nie hier en daar aangekla nie, dan is dit. As jy die woord van God lees en jy kom jy op 'n punt van verootmoediging voor die Here waar jy sê, Here, ek is skuldig, ek het U nodig, ek is jammer, dan is al fout. Jy kan nie, as jy 'n warm Christen is, as jy, soos Christen, as jy 'n ware kind van die Here is, kan jy nie tyd in sy woord spandeer, sonder dat dit jou transformeer. Dit is nie moontlik nie. Hoe meer tyd jy die woord van God spandeer, hoe meer begin jou lewe verander. Is dit omdat jy moeite doen om te verander? Nee. Ek wil amper sê, en ek wil dit versigtig sê, maar hoor my hart as ek dit sê. Dit gebeur amper half outomaties. Beteken dit ons het nie 'n deel aan nie, dis wat ek sê. Maar wat ek vir jou sê is, as jy oop is vir die leiding van die Heilige Gees, en as jou gebed is, Here, verander my, kan jy nie anders as om te verander, wanneer jy die woord van God lees nie. Jakobus 1:22 sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Hy sê, as jy die woord net hoor, en dit verander jou, dan bedrieg jy jouself. Spreuke 3:11-12 sê hy, my seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weerstand maak nie. Vers 12. Want die Here tugtig hom wat hy lief het. Ja, soos 'n vader, hy is 'n klein interview, so dit is praat van 'n aardse vader, soos 'n vader die seun, klein seun, so dit verwys na aardse vader en aardse seun, in wie hy behaag. Dit is dan begin stil, daai tugtig, beteken nie die Here sit daar met 'n sambok en wag vir jou hom. Dis nie wat is.
En dan hy praat van tigtig, praat hy van dit wat ek nou net gesê het, wanneer jy die woord lees en jy voel, ek weet nie as raar of aangekla weer regte woord is, het voel vir my al kras, het voel vir my al, maar julle weet wat ek bedoel. Goed, as jy nie, dit is wat ek bedoel met tigtig daar. So hy beteken nie die Here straf vir jou, wat hy daar is, wat hy daar vir ons sê is, die Here wys jou tereg. Die Here leer jou, hy lei jou, hy spreek jou aan, hy klap soms vir jou toon en sê vir jou, hey, dis van die pad af. Kom gou 'n bietjie terug. Jy's bietjie links, bietjie regs. Daar's hy. Dis wat die Here vir ons sê. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê hy, en hier bevestig hy die algehele gesag van die skrif, en hy sê, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, weerlegging beteken die skrif verklaar homself. So weerlegging beteken die skrif verklaar homself. As jy nie seker is wat die teksvers beteken nie, gaan kruisverwysing dikwels vind jy die betekenis en die verduideliking van daardie gedeelte in die woord van God. So hy gee ons lering, die woord van God verklaar homself en hy wys ons tereg en hy gee vir ons onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toe gerus is. Die woord van God is daar om ons te leer, tereg te wys. Die woord van God verklaar homself. As jy gaan kyk na die woord, hy verklaar homself. Baie maal as jy nou vir jouself nou lekker belegging wil aangaan, kry vir jou 'n naslaag Bybel. So dis 'n gewone Bybel en in die middel het hy so 'n kolommetjie en dan in daardie kolommetjie het hy verskillende tekste wat kruisverwys na die teks wat spesifiek is. Jy gaan nie glo hoe maak dit vir jou die skrif. Jy het nie moeite om al daai teksversies te lees. Die Bybel verklaar homself, die Bybel is daar om ons te leer en ons te lei. Goed, so as die woord van God jou nie transformeer nie, as jy die woord van God kan lees, sonder dat dit jou transformeer, is daar fout. So nommer 2, jy ignoreer Bybelse lering en dig. Jy weet wat reg en verkeerd is, jy weet wat sê die woord van God, maar jy doen dit anyway. So jou lewe verander. Kom ek sê vir mense, ons almal wat op dit is, ons weet wat sê die woord van God. As ek jou vra wat sê die woord van 1, 2 en 3, gaan jy vir my sê, pastoor, dit is wat hy sê. As ek iemand sê, wat sê die Here, mag ons dit en dit en dit doen? Gaan jy vir my sê, ja of nee, want jy weet. Waarom is dit dat as ons selfs al weet ons, is dit so moeilik vir ons om te doen? Dis ons so moeilik om dit te doen. En ek wil aansluit met Paulus wat sê, dit wat die vlees wil, dit wil die gees nie, dit wat die gees wil, dit wil die vlees nie. Ek het nie weet ek 'n interessante gesprek gehad met iemand wat ek nie weet nie. Hoekom is dit vir ons so maklik en so lekker om die dinge te doen wat ons nie veronderstel is om te doen? Maar die dinge wat ons moet doen, die dinge wat ons nie doen, dis nie lekker. Broccoli is nie lekker nie, want ons weet, dis goed vir ons. Chocolate is lekker, want ons weet, dit is nie goed vir ons. En nou het ons later jare het ons geleer, brood is groot gif. Nou eet mense brood soos nog nooit van tevore nie. Hoekom? Dis nou asof die mensdom, ek weet nie hoe, ek dink mense is 'n vleesgesimpel spesies. Alles wat ons nie moet doen nie, doen ons outomaties. Dit wat ons nie moet doen nie, dit doen ons nie. Ek dink baie keer, verbeel vir jou, ek vra soms myself die simpel vraag. Wat as chocolate ewe skielik verskriklik gesond is en broccoli ewe skielik vreeslik ongesond is? Gaan ons dan minder chocolate eet en meer broccoli? As ek die mensdom reg ken en die mensdom reg lees, sal dit my nie verbaas as dit die geval is nie. Ek weet as ons vat die tyd van hierdie, daar is honderde bome, ek weet daar is van te kies en te keer. Die Here sê, alles kan julle van die Babel boom. Een boom in julle. Wat is die boom wat hulle aantrek? Die boom waarvan hulle nie mag nie. En dit is die mensdom van die begin af. En ons doen dit vandag nog.
Ons weet die woord sê, moenie dit doen. Maar sonde is so lekker. Sonde kom so outomaties. Ek wonder partykeer en vra mense altyd, iemand het al vir my gevra, ek wonder hoekom is alles wat vir jou gesond is so sleg, en alles wat ongesond is so lekker. En dan vra ek myself die vraag af, is dit werklik so, of is dit absoluut net 'n soekerte gedink? Want verbode vrugte is blykbaar vir die mens onvleeslik lekker. Dis dieselfde met die woord van God. Ons weet wat sê die woord van God. Nie ek of jy gaan eendag voor God kan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. En dis die hartseer waar. Ons gaan nie eendag voor God kan staan en sê, Here, sorry, ek het nie geweet. Ons gaan nie kan nie. Ons kan nie. Want ons ken die woord van God. As jy hier sit, ken jy die woord van God. As jy hier sit, dan weet jy wat is reg of verkeerd. As jy hier sit, weet jy wat verwag die Here van jou. Ons gaan nie eendag voor hom kan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Of Here, hoekom het jy my nie gesê nie? Ons kan nie. Want ons weet. Maar jy sien, dit is ons menslike natuur, is ons swaar, dat dit wat ons nie moet doen nie, vir een of ander rede is dit vir ons 'n aantrekkingskrag. Is so aanloklik. Maar dit wat ons moet doen, dis vir ons moeilik om te doen. So ek weet nie, dis so 'n interessante ding, maar punt nommer 2, jy ignoreer baie as 'n leerpuntig of jy gaan doelbewus teen dit. Nommer 3, en ek gaan vanoggend afsluit by nommer 3, ons gaan volgende week aangaan, want anders moet ek julle hier tot vanaand doen. Jy verwelkom en hieroor het ons gesels. Ons het al hieroor gesels, ons baie ernstig oor gesels. Jy verwelkom jy verwelkom lering van menslike beïnvloeders eerder as die lering van die Here. Eina is dit weer. Hier is 'n ding wat die laaste tyd verskriklik opgesteek. En ek wil die Engels daarvoor gebruik, en dit is influencers. Ek wil die horribale piek van influencers. Wat is jy werk? Ek is 'n influencer. Alright. Is dit? So wat influenceer? Ja, ek weet nie, ek is eintlik maar nie. Dit voel vir my, die term influencer is vir my, as ek jou vra wat is jy, en jy sê vir my, ek is 'n influencer op 'n Afrikaans beïnvloeder, dan voel dit vir my, jy sê eintlik vir my, ek is 'n slegte voorbeeld. Dit is my werk. ek is 'n slegte voorbeeld. So dit voel vir my, en ons volg mense se lering. En hierdie ou kom en hy, dit is veral baie prominent op sosiale media. En dit voel vir my, en ek wil weer terug verwys na die storie met Donnie Botha ook. Onthou jy het gesê, dit het my so seer gegaan, oor wat hy gesê het, ja, hy was verkeerd. Ja, dis 'n saak tussen hom en God. Nee, ek weet dit nie goed nie, maar dis nie my besigheid nie. Dis tussen hom en Here. Jy sal my nooit hoor, 'n ander predikant of 'n ander bedienaar afvra nie. Ons is almal een voor God en ons is almal menslik en ons is almal feilbaar. Maar as julle reg kan onthou, het ek die volgende gesê. Hoekom is dit so maklik gewees vir die mens om te geval het vir dit? Jy moes mos wel beter geweet het. As jy die woord van God geken het, sou dit jou nie ver gewerk het nie. As jy 'n verhouding gehad het met die Here, so die verhouding met die Here moet hê, sou dit jou nie laat struikel het nie. Dat jy sou beter geweet het. Maar jy sien, hier is nou die ding. Ons as mens het hierdie vyande manier. Ons rig ons oë op mens, wanneer God gemaak is, wat feilbaar is, soos ek, wat nie perfek is nie, soos ek, want nie een van ons is perfek nie. Ons rig ons oë op mense, en ons volg mense, wat net soveel sonde, soos ek en jy het, wat daardie kruis nodig gehad het, net soos wat ek en jy ook nodig het, en gehad het. Volg ons hulle, maar ons draai ons rug op die woord van God, dieselfde God, wat sy seun gegee het, sodat ek en jy nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Help my om dit te verstaan. Dan is moeilik. Maak dit sinvol. Maak sinvol. Ons hang mense se woord. Die Bybel sê hierdie is 'n nou, hierdie is 'n donker sone, hierdie is bly weg van dit. Mense sê
Hoe werk dit? En dan eers op 'n koel trap ons klein, en dan is ons kwaad vir die Here. Ons gaan na mense toe vir raad en leiding. In plek daarvan na die Here toe te gaan. Ons gaan na mense toe vir advies, wat nie noodwendig verkeerd is. Wat my hart sê, nie noodwendig verkeerd. Die Here het ons nie eilande, die Here, maar ons is nie eilande nie. Die Here het ons gemaak vir mekaar. Om mekaar te dra, te steun, daar te wees vir mekaar, en so. Dis nie fout met iemand wat ons sê, wat sê jy gedoen het. Wat is die fout daarmee? Maar ek dink die probleem met die mensdom vandag is dit. Ons maak die woord van mens wet. En ons minimaliseer die belangrikheid van die woord van God. So ons eerste stop is mens en nie God nie. Dan doen ons wat mens gesê het en ons nie met God gekonsulteer nie. Dan loop ons die paadjie en ons val in 'n slaggat. Mense het gesê dis die pad wat jy moet stap. En wat doen ons wanneer ons daarin val? Here, hoekom het U dit gedoen? Hoekom het U dit toegelaat? Wat het ek ooit verkeerd gedoen? Mense is 'n interessante spesies ons. Mensdom is interessant. Ek dink ons het redelik om my praat oor die mensdom, nie die mens slim. Ons doen stupide dinge. Jeremia 17 vers 5 en 8 sê, so sê die Here, vervloek is die man wat die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. En hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar 'n dorre plek in die woestyn bewoon. 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie sy vertroue in die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en die vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Die woord sê letterlik, as jy op mense vertrou, is jy vervloek. En dit is 'n baie sterk woord. Die term vervloek in die Bybelse in die Bybelse konteks is 'n bitter, sterk, kragtige woord. Die term vervloek is baie, baie kragtig in die Bybelse konteks. So verstaan wat hy vir jou sê. Verstaan hoe diep in die sop jy is. As hy vir jou sê, vervloek is jy. As jy op mens vertrou. En nie op God nie. Verstaan jy hoe diep jy in die klei trap? En hoe donker dit is, as hy vir jou sê, vervloek is jy. Dit is 'n baie kragtige woord in Bybelse konteks. En tog, met hierdie baie duidelike waarskuwing, en hierdie baie harde, reg, kras waarskuwing, wat doen ons? Presies dit wat ons nie moet doen. Presies dit. Ons maak vlees ons arm, terwyl ons hart vuur raai. Verstaan volgende een ding. Jou oë is op mens, of jou oë is op God. Maar daar is nie 'n manier wat jou oë op albei kan wees. Net soos wat jy nie op twee goed gelyk kan fokus. Jy kan nie hier kyk en daar kyk. Jou oë is gemaak om saam te werk. Jou fokus kan op twee plekke wees. Jy kan nie na mense kyk en na God nie. As jy op die so sit en mense woord in jou lewe is wet. As jy hier so sit en jy hardloop eers na mense toe, voor jy na God toe hardloop, as jy die woord van mense ag bo die woord van God, is jy dom. So kom ons sorg wel dat ons volgende geleer het. Nou gaan ons op aansit na volgende. Nommer 1. Die
eerste teken van lou warm. Jy is tevrede en vergenoeg sonder die Here. Jy is tevrede en vergenoeg en jy is okay daarmee om 'n gebetlose lewe te lewe. Jy is okay en tevrede daarmee om 'n aanbiddinglose lewe te lewe. Jy is okay en vergenoeg daarmee om 'n lewe te lewe waar jy bitterlik en amper nooit tyd in God se teenwoordigheid, in sy skrif, in kommunikasie met God of in aanbidding teenoor die Here staan nie. As jy okay is daarmee om die tyd saam met die Here te spandeer nie, is jy lou. Want 'n warm kind van God kan nie 'n dag gaan, kan nie 'n oomblik van 'n dag gaan sonder koneksie met God nie. Nommer 2, jy ignoreer Bybelse lering en tug. As die woord van God jou nie transformeer van binne na buite nie, as jy die woord van God lees en jy leef dit nie uit nie, jy is nie 'n dader van die woord nie, as jy die woord van God lees en jou lewe verander nie, dan is jy nou warm. Nommer 3, jy verwelkom lering van menslike beïnvloeders eerder as lering van die Here. As mense se woord vir jou belangriker is, as mense se lering vir jou belangriker is, as wat God sê, as mense se opinie rondom 'n saak belangriker is as dit wat God sê, dan is jy nou. So my vraag vanoggend aan jou is die volgende. Is jy dalk skuldig aan een van hierdie 3? Is jy skuldig aan een van hierdie 3? En ja. Dan verwys ek weer terug na die teks wat sê, as jy toch koud, as jy toch warm, nou dat jy lou is, spieg ek jou uit. En hier is die wonderlike ding. Selfs, ons staan ek in hierdie volgende uur, en ons voel so bietjie aangekla. Want ek doen, honestly ek doen. Ek is mens net soos jy, ek doen. Ek besef dat ek net soveel tekort het soos jy. Is die wonderlike ding volgende. Solank as ek en jy asem in ons longe het, kan ons het regmaak. Kan ons lewens verander. Dis die amazing ding, ons dien God van liefde en genade. Ons kan terugdraai en sê, Here, sorry. Ek was lou, ek is lou, help my. Hier is ek. Ons kan dit doen, dit is amazing. Die God wat ek en jy doen. Maar laat ons nie hier uitstap met hierdie tug, en hierdie lering, en hierdie teregwys, en steeds aangaan, as niks fout is. Ons gaan hom to be continued, volgende week. Kom ons het net soos wat so. Dank Here dat ons vanoggend voor U kan kom staan. Here, dank Here dat ons vanoggend kan weet, Here, U is hier teenwoordig. Here, dank Here dat ons vanoggend